In die nuus vanaand, ondersoek word ingestel na minstens 17 huise wat in 'n luukse Sandton buurt deur besetters oorgeneem is. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, se aanstelling word vir 'n tweede termyn bekragtig. En die geskorste munisipale bestuurder van die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley se skorsing staan vas. Goeienaand en welkom by die nuus. Die Johannesburgse Metroraad het bevestig dat die luukse Sandton buurt Bryanston toenemend die teiken is van eiendomskapers. 'n Verdagte is in hegtenis geneem wat na bewering 'n huis gekaap en 'n aantal tydelike strukture opgerig en uitverhuur het aan minstens 70 mense. Verteenwoordigers van die Metroraad en polisie het 'n klopjag uitgevoer op die eiendom wat slegs een van talle soortgelykes is in die buurt. Johannesburgse stadsbestuurder Dr. Floyd Brink sê dat ongeveer 70 mense op die eiendom in Grosvenorlaan aangetref is tydens die owerheid se tweede klopjag verlede maand. Tydens die klopjag is 23 tydelike strukture op die erf aangetref, benewens die wonings wat in die hoofhuis ingerig is. Die strukture is intussen gesloop. Die verdagtes ondervra tydens die klopjag, maar die metropolisie het sedertdien getuienis ingewin wat hom as die beweerde huiskaper uitwys. In December, when the raid happened, he was also interviewed. He was in the area. We believe he was an imposter at that point. But as and when we started to question him today through JMPD and our forensic department, it was clear that indeed we've got 3 positive statements that have now implicated him as the person that is collecting rent. So it's on that basis that we then said that indeed, as things stand now, we will then apprehend him and we're now treating him as the hijacker because it is clear from those statements that he is the one that is also been collecting rent here. Beslag is gelê op 2 vuurwapens en 3 voertuie. Brink raam dat inwoners ongeveer R3000 per maand huur aan die verdagte betaal het. Die verdagte sal onder meer van bedrog aangekla word volgens Brink. Hierdie is slegs een van talle gevalle van eiendomskaping in Bryanston. There's about 17 or so similar houses or so that we've started to investigate in Ward 102 and 104, and we will be having a zero tolerance throughout Joburg in the next few weeks, because for us it's about financial sustainability and ensuring that we enhance our revenue for the city. This is not the only house that is collecting rent. There's another house down the road that we have also raided. So the undercover unit has been checking out what is happening at the Bryanston because lots of tip-offs have been coming up. Talle onwettige elektrisiteitsverbindings op die eiendom is verwyder. Lede van Randwater het ook onwettige ondergrondse waterverbindings aangetref. Ondanks onwettige omseiling van stadsmeters is daar 'n groot bedrag onbetaalde skuld. In total, the debt from this place is 1.2 million, roughly around that. So we understand that there were services that were disconnected in the past, and for obvious reasons, but the people who occupied it then bypassed the system illegally, and then they started pushing those services. But those are the things that we will deal with them internally as the customer, the owner, the real owner, comes forth. Kluane sluit nie die moontlikheid uit dat die skuldiges hulp van binne die stad se kragvoorsiener gekry het met die onwettige verbindings nie. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het laatmiddag 'n dringende ontruimingsbevel uitgereik weens veldbrande wat in Swartenbosch naby Mansdorp en in die rigting van die Hankie distrik woed. Owerhede het ook inwoners aan die buitewyke van St. Francisbaai gemaan om dadelik die gebiede te ontruim. Die R330 tussen Niemandsdorp en Hankie is weens swak sigbaarheid en die nabyheid van die brande gesluit. We've also gotten air support from George via helicopter that will be with us in the next few hours, and we eagerly awaiting their arrival. We're asking residents to not go and look at these fires. There's a lot of traffic, some of our emergency traffic needing to go to these areas. And there's a lot of traffic now of people trying to go and see the fires. So please don't do that. We're asking that residents please stay away from these areas with the high winds. The fire also changes direction very quickly, and we cannot afford any loss of life.
Intussen bly brandbestryders in Mossel Bay in die Wes-Kaap op 'n hoë gereedheidsgrondslag te midde van warm, winderige weerstoestande wat die gevaar van nuwe opvlammings verhoog. Die brand is tans onder beheer, maar owerhede maan dat die toestand steeds uiters riskant is. 90 brandbestryders is tydens die brand ontplooi. Baie van hulle kan nou rus, maar brandspanne patrolleer steeds die brandlyne om enige smeulplekke te blus. Hierdie warm dag is definitief 'n toets vir ons vandag. Of ons weer opvlammings gaan kry of ons weer ontruimings moet doen. Gisteraand laat het ons weer opvlammings gehad waar ons 'n noodbrande, teenbrande moes doen om 'n spesifieke area in die noordooste na Alwyndaal Noord moes keer, waar daar natuurlik nog plaasinfrastruktuur in Kleinhoeves is, het ons die 4 dae uitgehou suksesvol en natuurlik vandag is die absolute prioriteit om 200% opruimingswerk te doen in alle areas te patrolleer. Meer as 100 mense wat ontruim is Dinsdag aand by die ATKV Hartenbos oord gehuisves. Baie van hulle is die volgende oggend weer terug na hulle huise toe om te gaan kyk wat daar gebeur het en wat daar aangaan. En so 10 gesinne het agtergebly wat nog gisteraand geslaap het. En toe nou gister toe gebeur Alwyndaal weer, toe brand hy weer verder daar en ja, so ons het gisteraand van die daar's 'n versorgingsoord Adlersnest van hulle mense by ons gehad met hulle caretakers wat ons hierso gehelp het. Gemeenskapslede het ook ingespring en gehelp met skenkings en brandbestryding. Ons is besig met 'n fonds wat deur direkteur Nel daar gestel word in die besigheidsgemeenskap. En dan is daar ook verskeie afsetpunte, kollekteerpunte, seker die verkeerde woord is 'n redelike anglisisme. Maar daar's punte geskep waar mense ou klere kan bekom of klere kan bekom, meubels kan bekom. 'n Evaluering sal gedoen word om die volle omvang van die skade te bepaal, insluitend huise, voertuie, infrastruktuur en groot gebiede veld wat in die brande vernietig is. Tanya Krause, SAK nuus, Mossel Bay in die Wes-Kaap. Die 5 verdagtes wat vanoggend in Inanda by Durban in 'n skietery met polisiebeamptes dood is vir verskeie oortredings gesoek. Dit sluit in poging tot moord op polisielede. Lede van die provinsiale opsporingsspan was op soek na vermeende misdadigers toe die skietery plaasgevind het. Beslag is gelê op 4 vuurwapens, magasyne en skerppunt ammunisie. Die polisie sê hulle het op inligting gereageer toe hulle op die verdagtes in 'n huis in die Bestergebied toegeslaan het. Die 5 mans was glo deel van 'n misdadige bende wat gemeenskappe in Inanda en die naburige gebiede geterroriseer het. Volgens die polisie het die verdagtes op hulle losgebrand toe hulle probeer het om toegang tot die huis te verkry. When we got information that they were hiding in this house, we came this morning, announced our presence, and the suspects opened fire at the police. Police were left with no other choice but to return fire. And during that shootout, 5 suspects were shot and fatally wounded. Die polisie sê die operasie was deel van 'n breër klopjag teen geweldsmisdaad in Inanda en die omliggende gebiede. Die Besterskietery volg nadat 2 verdagtes Dinsdag aand in die Isimangweni gebied doodgeskiet is. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, het die aanstelling van die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, vir 'n tweede termyn bekragtig. Mkhwanazi het verlede jaar beweer dat die minister van polisie, Senzo Mchunu, bande met misdadigers het en dat die polisiediens deurspek is van korrupsie en politieke inmenging. For the work that you see in the province, the stability and the way police are working as a team to fight crime in the province, when you look at the stats, crime stats, which are showing decline, which is an indication that much good work is being done. Even general members of the public, I think they are on my side that he is doing quite very well with his team, and we require a kind of a police of integrity to really assist us in fighting crime in this province, because when we're able to fight crime and the stability in the province, even the investors, they're able to come in the province, new job opportunities. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, het tydens die party se 114de bestaanjaar herdenking gesê dat die ANC selfs vir langer as 114 jaar sal voortleef.
Ramaphosa het die inwoners van Boitekong in Noordwes toegespreek en die party se prestasies en nalatenskap uitgelig. I say it without any measure of doubt. I do not see on the South African political landscape any organization that has the principles, that has the policies, that has the broad existence and support that the ANC has. So the January 8 statement is therefore an important signal that the ANC will be giving not only to the membership of the ANC, but to the entire country. Because when the ANC speaks, so South Africa goes. When the ANC leads, so South Africa follows. Die saak teen die 47-jarige Ethiopiese burger wat in hegtenis geneem is nadat 12 halfkaal jong mans in Malberton in die suide van Johannesburg vroeër die week gevind is tot môre uitgestel. Die saak is in die Boysens Landdroshof uitgestel sodat 'n Amhariese tolk opgespoor kan word. Die aanklagte sluit in die stadium nie mensenhandel in nie. Those charges of human trafficking have been put on the back burner because for one to be charged with human trafficking, there has to be certain reasons why we do that, and that require a rather lengthy investigation that will assist us in making sure that according to the law, what sections of human trafficking are you charging them as, so that when you go to trial and convictions, you are able to make sure that this person goes behind bars forever. Jeffreys Bay in die Oos-Kaap glimlag breed na die vakansieseisoen, dit en meer net hierna. Die geskorste Tapelo Matlala hou vol dat hy steeds die munisipale bestuurder van die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley is. Matlala is in September verlede jaar geskort na beweringe van korrupsie en inmengery by die voorsieningskettingprosesse. 'n Spesiale Solplaatjie raadsvergadering het egter vandag besluit dat die skorsing verleng word totdat die dissiplinêre prosesse teen die munisipale bestuurder afgehandel is. The special council meeting resolved to say, because the disciplinary proceedings have started, Mr. Matlala, the MM, should still be under suspension, and so that the disciplinary process can be concluded. The resolution of council actually reconfirmed that Ms. Mgaguli, who was the acting MM, continue, because even at the time Mr. Matlala came back, her period for secondment had not lapsed. Die raadsbesluit was egter nie deur alle politieke partye verwelkom nie. Sommige het daarop aangedring dat die munisipale bestuurder in sy kantoor toegelaat word. 'n Gemeenskapsaktivis wat instrumenteel in die skorsing van die munisipale bestuurder was, is bekommerd oor die chaotiese toestande by die munisipaliteit. We cannot keep a fragmented council. If we have a fragmented council and on issues of ethics, on issues of the rule of law, then we have a serious problem. Intussen hou Matlala voor dat sy skorsing onwettig is en dat die vooruitgang by die munisipaliteit gekniehalter word. Hy sê die munisipaliteit kan nie sonder behoorlike bestuur voortgaan nie. And I am confident that I will participate and cooperate with the municipality. It's not over yet. There is a disciplinary process that needs to take place, and I am confident that I will present a strong case. With regard to where the municipality is now, I will have to do an assessment. Matlala moet egter steeds volgende week voor 'n dissiplinêre verhoor verskyn. Keith Seister, SAK nuus, Kimberley. Die feestyd is verby, maar inwoners van Jeffreys Bay in die Oos-Kaap vier steeds die positiewe gevolge van die vakansieseisoen. Meer as 100,000 toeriste het die kusdorp oor die feestyd besoek. Dit het 'n aansienlike ekonomiese hupstoot aan sakeondernemings in die dorp gegee.
Wêreldbekend onder branderye is vir sy beroemde branders en ontspanne leefstyl, bly Jeffreys Bay een van die Oos-Kaap se gewildste vakansiebestemmings. Vanjaar het besoekergetalle aansienlik toegeneem, wat sakeondernemings soos restaurante en gastehuise 'n broodnodige finansiële inspuiting gegee het. Ons waardeer die mense wat kom. Ons waardeer die feit dat mense ons roep vir call-outs en dit doen ons besigheid baie goed. Vakansiegangers het hulle gate uitgeniet. Wat ek hier ervaar het, was vir my baie goed in die Oos-Kaap. Almal is so vriendelik en tegemoetkomend en die gesigte verwelkom jou, daar's altyd 'n glimlag. Yeah, so I'm really excited about all the water parks and the rides and going on the jet skis and everything. It's just honestly the most amazing place ever. Wil net kom swem, 'n lekker tyd hê, by die restaurante kom eet. Ja, dit gaan 'n lekker experience wees. Die feestyd het egter ook uitdagings gebied. Met die voortgesette droogte in die gebied het die toename in toeriste groot druk op die dorp se beskikbare waterbronne geplaas. En ons het gesien dat daar lae invloed van ons damme af was wat deur die metro bestuur word en dit het gemaak dat ons ekstra druk ervaar het. Ons was gelukkig daarom nooit uit water uitgehardloop nie. Ons kon dit bestuur en ons span het ongelooflik hard gewerk dag en nag om seker te maak dat waar daar lae druk gerapporteer word aan ons dat ons onmiddellik optree en onmiddellik daarna kan kyk en oplossings vir die probleme kon kry. Hoewel die vlakke van die dorp se reservoir die afgelope paar dae 'n geringe stygings getoon het van die aanvanklike 13%, het die Kouga munisipaliteit 'n ernstige beroep op inwoners gedoen om water steeds spaarsamig te gebruik. Sisi Pongumbe, SAIK nuus, Jeffreys Bay in die Oos-Kaap. Nou vir 'n kykie na die markaanwysers soos omsluitingstyd. Henk Lategan van Toyota Gazoo Racing is steeds die algehele voorloper by die Dakar tydren. Bly by ons vir die sportnuus. Die eerste Grand Slam van die jaar, die Australiese Ope, begin op die 18de Januarie in Melbourne. En daar roep die Afrikaanse redaksie dan halt. Ons is môre aand weer om 8:30 terug. Ons herinner kykers daaraan dat daar Saterdag aand geen bulletin is nie. Totsiens. Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vir vandag sien ons 'n 30 tot 60% kans vir reën in die oostelike dele van die land, wat dan steeds voortduur tot môre. Sien ook miskolle wat dan ook verwag word in die oostelike dele van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande wat dan verwag word oor groot dele van die Noord-Kaap, Vrystaat, dele van die Wes-Kaap en dan ook in die Oos-Kaap. En dan sien ons ook daar is 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Noordwes, Gauteng, Mpumalanga. Ons sien ook in dele van Vrystaat en dan ook in KwaZulu-Natal vir môre steeds 'n waarskuwing vir ewige donderbuie. Dit is dan ewige donderbuie wat kan lei tot swaar reën in dele van Noordwes, Gauteng, Mpumalanga, Vrystaat en KwaZulu-Natal. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir ontstaan van weggolfveldbrande wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in Vrystaat. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng, verspreide buie en donderbuie. Carletonville 17:29, Pretoria 19:30 en dan Bronkhorstspruit het 'n maksimum van 29. In Limpopo sien ons reën word ook verwag in die provinsie. Lephalale 'n maksimum van 34, Tabazimbi 21:31 en Polokwane 18:30. Mpumalanga enkele buie en donderbuie, Ermelo 14:30, Carolina maksimum van 31 en Middelburg 16:27, KwaZulu-Natal Vryheid 14:28,
Kokstad 'n maksimum van 24 en dan Pietermaritzburg 18-26. In die Oos-Kaap koel in die provinsie Graaff-Reinet 12-32. Mthatha maksimum van 26 en dan KwaNodjoli het dan 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 30. In die Wes-Kaap, Kaapstad 16-26, Vredendal maksimum van 33 en dan Oudtshoorn het 'n maksimum van 29. Noord-Kaap sonnig in Appington met 'n maksimum van 37, Kalvinia 12-34 en dan Carnarvon het 'n minimum van 19. Vrystaat, Frankfurt maksimum van 32, Bloemfontein en Welkom albei 'n maksimum van 35. Ten slotte Noordwes, enkele buie en donderbuie, Ottosdal maksimum van 33 en dan Tosca minimum van 23 en 'n maksimum van 35. Dit is dan van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.